Here, baie dankie vir u liefde wat u onvoorwaardelik op ons uitstort. Dankie vir u guns, dat u vanaand hier is, vir ons lief is en 'n pad met elkeen van ons stap. Wees vanaand ook hier met hierdie lesing en ek bid dat u deur die Gees, u Heilige Gees, vanaand ook hierdie teksverse wat ons behandel, lewendig sal maak in ons harte. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, ons het verlede week het ons nou baie interessante paar verse behandel en toe ek nou voorberei het met vanaand se gesprek, toe het ek nou gedink, ons is nou stelselmatig besig om so in die vleis in te beweeg. So, ek het eintlik nou so gestop vanaand met ons praatjie net voor ons begin met die eerste visioen wat Johannes gesien het, want ek wil nie daai visioen, met die visioene gaan ons baie tyd spandeer, ons gaan lekker stil staan by hulle, maar teen daai tyd het jy klaar 'n goeie agtergrond waaroor gaan ons en waar hierdie dinge geskied. So ons gaan vanaand nogal tyd spandeer saam met Johannes op die eiland Patmos. En ons gaan vanaand kyk na Openbaring 1 vers 9, 10 en 11. En ons gaan lekker daaroor gesels. Nou, ek wil net, voor ek hierdie verse vir jou lees, wil ek net gou teruggaan en ek wil net weer vir jou wys hoe lyk dit waar die eiland Patmos lê. Ons sien hierso is 'n gedeelte van Klein-Asië, dis nou eintlik maar 'n baie klein gedeelte van die kaart wat ons hierso sien, maar ons sien daar's Asië so in die linkerkant van julle skerm sien ons Asië en dan sien ons ook die 7 gemeentes wat Johannes noem in die boek Openbaring, sien ons hulle name almal daar bymekaar en ook in 'n spesifieke volgorde. Nou hierdie was destyds deel van die Romeinse grondgebied en vandag is dit in die hande van Turkye. Nou, as ons nou teruggaan en ons kyk na hierdie gedeelte in Openbaring, kan ons dit sommer saam lees. Ek het dit vir jou daai die 2020 vertaling, hy verskil 'n bietjie van die ouer vertalings, die nuwe vertaling, die nuwe lewende vertaling. Onthou dat die 2020 Bybelvertaling 'n baie meer direkte vertaling is uit die Grieks en Hebreëus uit. So ons kom baie nader terug na die ou vertaling toe, alhoewel die ou vertaling nog 'n redelike direkte vertaling was, het hulle met hierdie 2020 vertaling dit probeer verfyn en hulle het ook in hierdie vertaling, in hierdie Bybelvertaling probeer om dit so te doen dat dit maklik verstaanbaar is. En vir ons 'n redelike goeie Afrikaanse vertaling gegee. Nou kom ons kyk wat sê die Bybel hier. Hy sê, ek, Johannes, julle broer en 'n deelgenoot in verdrukking en in die koninkryk en in die volharding in ons verhouding met Jesus, was op die eiland wat Patmos genoem word, op grond van die woord van God, naamlik die getuienis deur Jesus Christus. In die Engels sê, I, John, your brother and companion in the suffering and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. Nou, Johannes gee vir ons baie meer in hierdie skrifgedeelte as wat jy dink. Nou, as ons so 'n bietjie die oorlosie terugdraai, dan sal julle onthou dat ons nou al gepraat het oor die verskillende sienswyse van die boek Openbaring. Kan julle hulle onthou? Gou, wat is die eerste ene? Die historicists, tweede een. Preterists, né? Die futurists, en die laaste ene? Die idealists. Alright. Wat is die historicist? Wat glo hulle? Dat die geskiedenis ontvou oor tyd. Met ander woorde, dit het begin in die 1ste eeu en die geskiedenis ontvou dan tot en met die koms van Jesus Christus. So
Dit is 'n totale verloop van die geskiedenis tot en met die koms van Jesus. Wat glo die preterist ouens? Dit is afgehandel in die 1ste eeu. Met ander woorde, teen die tyd wat Johannes dit geskryf het, was hierdie storie afgehandel, dit het klaar gebeur, en ons moet nou net uit dit uit leer. Die futurist ouens, wat sê hulle? Hulle sê hierdie gebeurtenisse, baie van hierdie goed moet nog gebeur, dit kom nog, dis nog in wording, dit vind nog plaas, en ons deel hier ook 'n siening met die historicist, wat erkenning gee aan die geskiedkundige waarheid van die boek Openbaring. So ons kan nie, dis baie onverantwoordelik om die boek Openbaring uit sy konteks uit te haal en dit slegs as 'n toekomsgerigte boek te interpreteer. En ek voel nogal dat baie pastore vandag van die kansel af verkondig 'n boodskap wat die indruk skep dat ons slegs hier te doen het met dinge wat in die toekoms lê. En alhoewel baie van die dinge wat Johannes vir ons sê in die boek Openbaring wel nog in die toekoms lê en moet gebeur, is daar 'n baie sterk historiese konteks waarvan ons nie kan afwyk nie. En dit is belangrik om die historiese konteks te verstaan, anders gaan ons sukkel om regtig sin te maak wanneer ons kom by die interpretasiemodelle later. En ek dink, ek glo en ek vertrou dat teen die einde van ons kursus gaan elke een van ons baie deeglik ingelig wees rakende die historiese korrektheid van die boek Openbaring en die konteks waarin Johannes hierdie boek geskryf het op die eiland Patmos, wat die omstandighede was waarin hy hierdie boek geskryf het. En dan gaan die dinge wat hy sê vir ons net baie meer sin maak. Nou, ons weet klaar op grond van die teksverse wat ons ontleed het, weet ons nou dat daar geweldige spanning was in Klein-Asië in die tyd van Johannes. Ons weet dat Johannes invloedryk was onder die kerke, die Christelike kerke, maar ons weet ook dat daar 'n Romeinse keiser was, Didymus, ek dink Didymus is sy naam, kan nou nie vinnig onthou, maar hy was baie invloedryk en hierdie Romeinse keiser het dan gegaan en hy het 'n tempel opgerig waar hy die mense verplig het om hom te aanbid. So hy was baie gerig op selfaanbidding. Mense moet hom aanbid. En ek dink dit bring ons terug by baie van die skryfstukke wat ons in die Nuwe Testament vind, waar ons lees dat hy homself in die tempel plaas en homself verhef as God, en as 'n God wil hy aanbid word, en daar word verwys spesifiek na die Romeinse keiser. Nou Johannes was uiteraard invloedryk. Nou 'n mens kon twee benaderings gevolg het as jy die keizer was. Jy kon hierdie ou se muur om die lewe gebring het, wat baie gedoen was in daai tyd. Maar ek vermoed dat weens Johannes se invloed onder die mense, sou dit 'n totale chaos veroorsaak het in Klein-Asië, sou dit die pad wees wat die Romeinse keiser besluit om te loop. So wat doen hy? Hy verban hom dan nou na die eiland Patmos toe. Raak ontslaaf van hom. In die hoop dat die invloed wat hy nou uitoefen hier in Klein-Asië nou sou verminder. En dan weet ons ook uit die geskiedenis wat ons reeds behandel het, dat hierdie kerke baie drasties vervolg was, dat hulle gedreig was, dat hulle onder geweldige omstandighede gewerk het, en dat dit baie moeilik was vir hulle om die geloof in Jesus Christus te hou. En dit bring ons by vanaand se teksverse, en ek wil miskien ook net byvoeg. Ons het keer op keer deur hierdie eerste verse het Johannes deeglik bewus gemaak, hy het deeglik seker gemaak, dat die mense wat hierdie boekrol lees, sal besef, dat hy nie die outeur van hierdie boek is nie, dat hy slegs die menslike skrywer is, maar dat hierdie 'n openbaring is wat hy deur Jesus Christus ontvang het. En hy maak seker dat ons bewus is, want natuurlik, weens die omstandighede wat daar geregeer het in Klein-Asië, kon die mense baie maklik dink dat
as gevolg van die suurdruiwe wat Johannes miskien dalk kon gehad het met reg, heens die Romeinse ryk of die Romeinse heerskappy, dat hy dalk sekere dinge sou kon sê om die kerke en die inwoners van Klein-Asië dan nou op te maak teen die keiser. Maar hy begin sy brief op so 'n manier, in sy boekrol, begin hy op so 'n manier, dat hy dit baie duidelik stel, dat dit nie die geval is nie. Dat dit hier gaan om 'n openbaring wat hy ontvang het van Jesus Christus self af, en dat dit baie belangrik is vir hierdie kerke van Klein-Asië om kennis te neem van dit wat Christus aan hulle wil openbaar. En dit bring ons dan nou hier by 1 vers 9. En dan begin Johannes en hy sê, ek Johannes, hy identifiseer homself weer, julle broer en 'n deelgenoot. Ek maak uit van hierdie onderdrukking, ek verstaan dit, ek voel dit aan my lyf, ek is weggevat van julle af, ek is verwyder, ek sit hier op die eiland Patmos, en ek is weggeskeer van die mense vir wie ek lief is, ek is 'n deelgenoot in julle verdrukking. Ek sit nie net op een punt en ek beskou hier die toneel van die buitekant af nie, ek voel dit aan my eie lyf. Ek voel die seer, ek voel die verwydering, ek voel die manipulasie, ek voel die dreigemente, die doodsvonnisse wat dikwels, ek voel dit nou ook. En daarom sê ek is 'n deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk. En in die volharding van ons verhouding met Jesus. Ons gee nie net op nie. Ons druk deur, ons word onderdruk, hulle ploeg met ons. Maar ek is saam met julle in hierdie ding. Ons is deelgenote in die verdrukking, maar ons is ook deelgenote in die koninkryk en in die volharding. Almal van ons byt vas deur hierdie tyd. Al is ek dan nou, hy sê, op die eiland wat Patmos genoem word. Hoekom is ek daar? En hy gee vir ons die rede. Hy sê, ek is hier op grond van die woord van God, naamlik die getuienis deur Jesus Christus. Dis hoekom ek hier is. Hy sê, ek is nie verban omdat ek een of ander kriminele oortreding begaan het nie. Ek is nie verban omdat ek fout gemaak het of in opstand gekom het teen enigiemand nie. Ek is hier omdat ek absoluut gestaan het vir dit wat reg en eerbaar was. Ek is hier omdat ek opgestaan het vir 'n realiteit, en daardie realiteit is Jesus Christus. Maar die tweede realiteit is die feit dat ek opgestaan het, omdat ek hierdie openbaring spesifiek, terwyl ek op die eiland Patmos was, van Jesus self ontvang het. Dit maak dit baie meer ernstig, dit maak dit baie meer opreg, en die egtheid van hierdie boodskap word keer op keer beklemtoon in die eerste paar verse van die boek Openbaring. En ek dink mense op die eiland of in Klein-Asië kon duidelik voel toe hulle hierdie briewe gelees het, maar hier's 'n ander Johannes wat met ons praat hier. So hierdie Johannes wat met ons praat, hy kom met 'n erns en hy kom met 'n egtheid en met 'n suiwerheid wat baie duidelik uitstaan. Hierdie is 'n ander Johannes waarmee ons hier te doen het. Dis 'n ernstige Johannes. Dis 'n Johannes wat hier 'n baie dringende boodskap wil deurgee. Nou goed, nou sien ons dat hy op hierdie eiland afgesonder is op Patmos. Maar die eiland Patmos is waartoe ons vanaand gaan. Ons gaan so 'n bietjie stil staan om te sien wat gebeur op Patmos. Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen. Nou Patmos is in die Egeïese eiland. Dit val in dis 'n Egeïese eiland. Ek weet nie hoe mense dit uitspreek nie. En dit word so genoem omdat dit in die Egeïese See gelees tussen Griekeland en Turkye. Nou, ek wys net weer vir jou daar, waar hy lê, daai klein kolletjie daar binne in die ronde sirkeltjie is waar Patmos lê. Nou, hierdie eiland was gebruik om Romeinse gevangenes
weg te lei, so dit het 'n politieke en 'n kriminele doel gedien. En dit wys vir ons dat wanneer mense geïsoleer word, het hierdie Romeinse keiser besluit dat hierdie is die plek. Dis amper soos in Suid-Afrika se geval, het ons destyds ouens weggevoer na die eiland, na Robben Eiland toe. Dit was nou hierdie eiland wat, ek vat jou weg van hierdie gemeenskap af en ek sit jou op 'n plek waar dit vir jou onmoontlik is om tot by die land uit te kom. Jy kan nie so ver swem nie, jy moet al die gevare van die see trotseer, so ek vat jou en ek verwyder jou weg. Ek skei jou van ons omstandighede en van ons mense. En dit is wat hulle gedoen het presies met Johannes. So hy is hier so in die Egeïese eiland, of die Egeïese eilande, en hier sit hy, en hierdie eiland is dan nou geleë tussen Griekeland en Turkye, en hierdie eilande word opgedeel in verskillende groepe. Nou dit is nie belangrik vir ons studie nie, maar ek wil hulle tog noem. Nou jy kry verskeie groepe hierso. Dit is die Kyklaides eilande groepe. Dit is nou daar's 'n Santori eilande, Mykonos en 'n klomp van hulle. En dan is daar 'n groep, hulle noem dit die Dodekanessos. Die Dodekanessos eiland groep. Ek gaan nie hulle almal vir julle lees, hulle het verskriklike name. Maar hierdie eilandgroep is vir ons belangrik omdat die eiland Patmos deel uitgemaak het van hierdie spesifieke eilandgroep. Nou, hierdie eiland was so wat in die suidoostelike Egeïese See lê, naby die kus van Turkye, is bekend nou aan ons omdat Johannes na hierdie spesifieke eiland toe weggevoer was en hy daardie openbaring van Jesus Christus gekry het, terwyl hy daar in ballingskap was. Maar toe ek so 'n bietjie gaan navorsing doen oor hierdie spesifieke eiland en spesifiek in daardie tyd, toe kom ek op 'n paar baie interessante inligting af en ek dink dit is nogal goed om kennis te neem hiervan. En dit is dat Patmos is omtrent so 62 km van die land af. So dis 'n bietjie verder as Robben Eiland, maar hy lê so 62 km van die kus af, van Klein-Asië se strande af, 64 km en die oppervlakte, hy lê 64 km weg van die land af en die oppervlakte van hierdie eiland is 62 vierkante kilometer. So dis nie 'n verskriklike groot eiland nie, maar groot genoeg, daar woon vandag mense op hierdie eiland en dit is eintlik 'n geskiedkundige besienswaardigheid. Nou maar sedert hierdie antieke tydperke wat ons nou lees van Johannes en die wegvoer van Johannes en so aan, is dit interessant om kennis te neem dat in die middel van die eiland was daar destyds al 'n werkende hawe gewees. En in hierdie hawe kon klein bootjies inkom, hulle kon daar vasgemeer word en dit was ook die manier hoe die Romeine vir Johannes na hierdie eiland toe gekry het, is om hier by hierdie hawetjie dan nou aan te kom. Nou, die inskripsies wat vandag gevind word met argeologiese opgrawings en deeltjies wat hulle opgespoor het in dans, sien dat daar was ook 'n fortress, met ander woorde, daar was 'n fort gewees, wat gebou was in Johannes se tyd. Daar was 'n fort gewees, en dit was nog daar, voor Johannes daar aangekom het, was hierdie fort reeds daar, en dit dui vir ons aan dat daar teenwoordigheid was van een of ander vorm van verdediging, dalk 'n gevangenis, en 1-10 sien ons, en ons sien ook geskiedkundige en argeologiese bewyse van 'n geloof wat op die eiland Patmos teenwoordig was. Hulle noem dit die Artemis kult, was teenwoordig op die eiland Patmos. Baie interessant. So hierdie bestaan van hierdie fort was, voor Johannes aangekom het op die eiland Patmos, was hierdie fort reeds daar, en soos wat ek nou vir jou gesê, die teenwoordigheid van hierdie Artemis kultus, wat ook op die eiland was, dui daarop, dat hierdie streek, waarin Johannes gewerk het dan nou, 'n geskiedenis gehad het van militêre verdediging, dis hoekom die fort daar was, maar ook een of ander religieuse aanbiddingsplek.
En ek dink dit is twee baie belangrike aspekte om van kennis te meen. So ons is nou op Patmos. Ons lees nie hierdie spesifieke dinge in die boek Openbaring nie, maar dis die realiteit waarin Johannes hom nou bevind. Nou, hoekom noem ek dit vir jou? Is dit nou deel van ons studie? En ek noem dit vir jou vir 'n baie spesifieke rede. As daar militêre aktiwiteite was, omdat daar 'n fort gebou was. 'n Fort is gebou om beskerming te bied en whatever. Miskien was dit gebruik as 'n tronksel, ek weet nie. Ek dink 'n mens kan verdere navorsing gaan doen om te probeer vasstel wat presies was hierdie fort wat reeds bestaan het toe Johannes aangekom het by hierdie eiland Patmos. Maar dit wys vir ons dat hierdie eiland het waarskynlik 'n strategiese rol gespeel in die beskerming van hierdie gebied. Dis 'n moontlikheid. Terwyl die Artemis kultus, hierdie geloof, wat later in die streek sigbaar geword het, 'n godsdienstige invloed gehad het op die inwoners van daardie eiland. Nou hierdie teenwoordigheid van hierdie Artemis kultus kan ook verband hou met heidense aanbidding, wat toe in daardie tydperk baie algemeen was in daardie streek. Nou kom ek vertel jou so 'n bietjie van hierdie kultuur op die eiland Patmos waar Johannes hom bevind het. En ek wil hê jy moet miskien dalk dink aan die moontlikheid dat aangesien hier op die eiland Patmos verdedigingsstelsels opgerig was by name 'n fort en miskien dalk soldate, 1 teen 10 Romeinse soldate wat daar was, miskien dalk van hierdie inwoners, ek weet nie, ek kan nie vir jou nou sê presies nie, moontlik Griekse soldate en dis meer. Maar hierdie Artemis kultuur, hierdie godsdiens wat op die eiland was 'n baie streng heidense godsdiens wat rondom die aanbidding van Artemis ontstaan het. Nou hierdie was 'n Griekse godin van jagtogte. Vertel jou net so 'n bietjie van haar. Dit was 'n godin van jag, van die natuur, van maanskyn en vrugbaarheid. En hierdie geloof op die eiland Patmos was gebou rondom hierdie Artemis van hierdie Griekse godin. Nou, dit is wat die opgrawings nou vir ons sê. So Artemis was een van die belangrikste gode in die antieke Griekse mitologie. En is dikwels afgebeeld as 'n maagdelike jagter met 'n boog en pyle. Interessant. Nou hierdie kultus, hierdie godsdiens het 'n baie groot aanhang gehad in verskeie gebiede van die Romeinse en Griekse wêreld op daardie stadium. En dit was veral prominent in Efese. Nou wanneer ons nou 'n bietjie verder gaan kyk, dan gaan julle agterkom. En julle sal onthou, daar's baie bediening wat gebeur het in Efese. Daar's 'n boek in die Bybel, Efesiërs, die mense van Efese. So hierdie dinge gaan nou 'n bietjie duideliker raak en ons sal terugkom soos wat ons aangaan. So dit was hierdie godsdiens, hierdie heidense godsdiens gekoppel aan hierdie Griekse mitologie, hierdie godin Artemis, was alles daar op daardie eiland Patmos teenwoordig. So die aanbidding van Artemis was nie net 'n godsdiens nie, maar dit was ook 'n baie belangrike sosiale en kulturele aktiwiteit. En die tempel in Efese was nie net 'n plek van aanbidding nie, dit was ook op daardie stadium die finansiële en die politieke sentrum van die eiland Patmos gewees. So die kultus was baie wyd versprei en dit het baie mense van verskillende agtergronde en sosiale klasse getrek. So in die konteks van die Nuwe Testament, wanneer Johannes dan nou in Efese preek, dan het hy te doen gehad hier met die invloed van hierdie Artemis kultus, wat die mense se godsdiens en wêreldbeskouing op daardie stadium op die eiland Patmos geweldig beïnvloed het. Nou kom ons staan net so vir 'n oomblik stil, ek wil hê jy moet hierdie konteks verstaan. Hulle bring vir Johannes uit Klein-Asië uit, waar Christendom 'n baie groot en sterk prominente rol gespeel het. Soveel so, dat dit 'n bedreiging was vir die Romeinse keiser.
Hierdie Romeinse keiser voel dan so bedreig deur die invloed wat hierdie Christelike godsdienst het, dat hy met alles in hom en met al sy middele begin om die Christene op die wreedste moontlike maniere te vervolg. Maar hier is 'n probleemkind en sy naam is Johannes. Johannes, te midde van hierdie vervolging, te midde van die swaar kry, hou hy hierdie mense moedig, motiveer hy hulle soveel so dat hulle staande bly in die moeilikste omstandighede. En die keiser vat hom en dan skuif hy hom na Patmos toe. Patmos het nie 'n kultuur van Christendom nie, daar's nie Christelike kerke daar nie, daar is net hierdie Artemis afgodsaanbiddery. Dis al wat daar is. En nou wonder 'n mens, hoekom is hy nie dalk in 'n tronk? Kom ons veronderstel daar was 'n tronk gewees op die eiland Patmos in daardie fort, want 'n mens kan dink as dit 'n politieke en 'n finansiële hub was van daardie area of 'n sentrum van daardie, moes daar tog op een of ander manier by 'n fort een of ander vorm van 'n tronk gewees het. Het Johannes in daardie tronk beland? Ek gaan nou daai vraag vir jou antwoord. So jy verstaan dat Johannes weggevat word uit 'n omgewing uit wat naby aan sy hart gelê het, en hy word in 'n totale heidense pot gegooi. Oral waartoe hy beweeg, alles wat hy doen, al die plekke wat hy besoek, alles wat hy sien, alles wat hy in vasloop, spreek van hierdie godsdienstaanbidding van hierdie Artemis, Griekse godin. So, nou dink ek by myself, sit myself in daardie situasie, en dan dink jy by jouself, wat op aarde maak ek hier? Hoe moeilik moes dit nie gewees het vir Johannes om aan sy geloof vas te hou nie? Daar's niemand wat glo soos hy glo nie. Daar's niemand met wie hy kan praat oor sy geloof nie. Alhoewel hy, ek glo, gepreek het en so in die woord sê vir ons dit, moes dit geweldig moeilik gewees het, en daarom sê hy iets soos, hy sê, ek Johannes, julle broer, ek koppel myself aan julle, wat nou 64 kilometer van my sit, en tussen my en julle lê 'n baie rowwe yskoue see, met allerhande gediertes binne-in. En hy sê, ek kan nie by julle uitkom nie, maar in my gees is ek daar by julle. Ek koppel myself aan julle, ek is julle broer, maar ek sit hier op die eiland Patmos. En ek is 'n deelgenoot. Ek voel julle seer ook, want dis waar ek sit op die eiland Patmos. Maar ek is nie net 'n deelgenoot in die verdrukking nie. Ek is ook 'n deelgenoot in die koninkryk. Hier sit ek, maar ek volhard. Waarin volhard ek? In my verhouding met Jesus, hier op die eiland wat Patmos genoem word. Nou ek dink by myself, as ons as Christene vandag, selfs wanneer dit bietjie moeilik met ons gaan, wanneer dit uitdagend begin raak in ons lewens, dan voel dit so maklik vir ons om moed op te gooi, om tou op te gooi, om te vra, waar was die Here? As ek net na hierdie vers kyk vanaand, vriende, dan sê ek vir julle, as daar nou iemand was, wat ek vanaand kan uitsonder, wat met die volste reg kan vra, waar is God, was dit Johannes. Sit jouself vir 'n oomblik in sy konteks. Hy het niks en niemand om hom nie. In 'n totale vreemde plek, wat vyhandiglik teenoor hom optree. Niks glo wat hy sê nie. In 'n Romeinse poging om die God binne in hom te probeer breek. Stel hom bloot aan die krag van die Artemis en al hierdie afgods. Miskien verloor hy sy vuur. Maar daar op die eiland Patmos het die vuur eers sterk gebrand. Want daar het ons geleer dat die Heilige Gees vuur nie met fisiese tempels en kerke en geboue aan die brand gehou word nie. Maar hierdie vuur brand nou sterker in Johannes se hart as wat dit ooit gebrand het in Klein-Asië, waar hy vry kon beweeg en sy geloof verkondig.
En 'n mens kan miskien dalk die afleiding maak, en ek gaan vir julle sê hoekom ek dit maak, dat ten spyte van die feit dat Johannes verban was na die eiland Patmos toe, glo ek dat hy 'n mate van vryheid van beweging gehad het. Want onthou, hy was nie 'n misdadiger nie. Hy het net 'n probleem geraak vir die Romeinse keiser. Want jy sien, hierdie Romeinse keiser wil homself aanbid. Hy wil nie hê mense moet die Here aanbid nie, 'n God wat hulle nie kon sien nie. Hy wil aanbid word. Hy wat die magtige keiser is, wil God genoem word. En Johannes is 'n probleem vir daardie siening. En dis ook wat belangrik was om hom weg te vat in die hoop om die God binne in Johannes te gaan knak op die eiland Patmos, om sy geloof te breek, om sy moed te breek, maar hy het dit nie reg gekry nie. So ons glo dat Johannes in 'n mate van vryheid rondbeweeg het op die eiland, want ons lees in die boek Openbaring en ons lees ook in later tradisies dat Johannes in grotte gebly het op die eiland Patmos. Onthou julle dit? Hy het in grotte gebly en hy het rondbeweeg. So hy was nie in 'n tronk nie, ons lees dat hy in 'n grot was. Hy het in 'n grot geslaap. So hy kon nie eers tussen die mense bly nie. Hy het nie eens 'n behoorlike dak oor sy kop gehad en fasiliteite en dinge wat hy kon doen nie. Hy het in 'n grot geslaap soos 'n dier. Hy's verban en op die eiland Patmos verwerp. Want hy glo nie wat die plaaslike kulture glo nie. Hy praat nie hulle taal nie, hy dink nie saam met hulle nie, hy grap nie saam met hulle nie, hy is nie saam met hulle nie. Hy's afgesonder, alleen in 'n grot op die eiland Patmos. En dit bring my by hierdie twee volgende verse, vers 10 en 11. En dis die laaste twee wat ek vanaand gaan verduidelik. En ek gaan vinnig hieroor gaan, want van hier af gaan ons in die visioen oor Christus in, en ek wil graag dit apart behandel. Nou hier skryf Johannes vir ons, hy sê op die dag van die Here, dis die Sondag, het die Gees van my besit geneem. En het ek agter my 'n harde stem soos die van 'n bassein gehoor. Met ander woorde, wat hy sê, toe Christus met hom begin praat, was dit 'n oorverdowende stem wat hy agter hom gehoor praat het. En onmiddellik gaan my gedagtes terug na die Ou Testamentiese teks wat sê, en ek hoor 'n stem agter my wat sê, hier is die pad, wandel daarvolgens, moenie links of regs afdwaal van hierdie pad af nie. En hier in Openbaring sien ons presies dieselfde prentjie. Johannes sê, op hierdie dag van die Here, dis die Sondag, het die Gees van my besit geneem, en ek het agter my 'n harde stem soos die van 'n bassein gehoor. Oordonderende stem wat met hom gepraat het. Johannes. En vers 11 sê, hierdie stem sê toe, skryf wat jy sien. Kom ons stop net gou vir 'n oomblik daar. Hier staan nie, skryf wat jy voel nie. Hier staan nie, skryf wat jy hoor nie. Skryf wat jy dink. Wees bietjie kreatief, Johannes. Kom nou met daai oortuigingsvermoë. Hy sê vir hom, Johannes, skryf wat jy sien. Al wat van jou verwag word is om 'n ooggetuie te wees. Dis al wat jy moet wees. So Johannes hoor die stem van die Here agter hom praat. Hy sê die Gees van die Here het van my besit geneem. En ek het 'n harde stem soos die van 'n bassein agter my gehoor wat sê, skryf wat jy sien in 'n boekrol op. En stuur dit aan die 7 gemeentes. Na Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Nou daar's ook betekenis in die volgorde waarin hierdie kerke genoem word, want as jy dan nou van Patmos af sou kom en jy begin met 'n toer, dan sou die roete wat jy geloop het, sou dan hierdie volgorde gevolg het. Jy sou eers uitgekom het by Efese, daar in Klein-Asië.
jy sou eers daarin gekom het, dan sou jy na Smyrna toe gegaan het, en as jy verder met die pad afbeweeg, daar kan ons dit nou sien, dan sê jy by Smyrna aangekom het, en dan gaan jy daar so sien ons die woord, gaan ons na Pergamum toe, laat ek nou net kyk waar sy of hy hier aangeteken is, daar sy daarbo, gaan jy na Pergamum toe, en dan loop jy daai roete so om, na Thyatira toe, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ons gaan by elkeen van hulle nog stil staan. Maar ek wil hê jy moet jou aandag fokus op vers 10 vir 'n oomblik. Die Heilige Gees neem besit van Johannes. So, Johannes was bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, soveel so dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees gemanifesteer het in Johannes. Nou ek wens ek het so belewenis van die teenwoordigheid van God in my lewe gehad, dat jy jou oë toemaak en jy hoor 'n stem met jou praat soos die van 'n bassein. Ek dink jy skrik jou koud en jy besef jy het te doen met niemand anders as Jesus Christus nie. Nou wanneer jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees vat en jy bring die stem van Jesus, daai twee by mekaar uit, het Johannes nie vir een oomblik getwyfel wie met hom praat nie. Hy het onmiddellik geweet in wie se teenwoordigheid hy is. En die teenwoordigheid van die Heilige Gees manifesteer, en hierdie geestelike teenwoordigheid het so sterk invloed op Johannes, dat dit lei, die Heilige Gees hom lei na hierdie profetiese visioene wat hy dan sien. Nou ons gaan nou van hulle lees in Openbaring 4 vers 2, Openbaring 17 vers 3, Openbaring 21 vers 10, en ook in Jesegiel 3 vers 12, sien ons hierdie profetiese visioene, onder die inspirasie van die Heilige Gees. So Johannes sien letterlik voor sy oë, tonele afspeel, visioene, sien hy soos 'n rolprent wat voor hom afspeel, sien hy wat gebeur. Hy sien hierdie dinge wat gebeur, en hy skryf neer wat hy sien, onder die inspirasie van die Heilige Gees, nie onder sy eie inspirasie, of onder die inspirasie van die Artemis nie. En hierdie, soos wat ek vir jou gesê, the Lord's Day is die Sondag, the first day of the week, the day on which Christ rose. Dis ook 'n dag, die opstanding Sondag, is die eerste dag van die week, en hy praat hier op die dag van die Here, dis op die Sondag, omdat Jesus opgestaan het. En dan kyk ons na hierdie kerke, en ons kyk na die volgorde van hierdie kerke. Nou, as jy nou 'n koerier was, en jy moet hierdie boekrol gaan aflewer, dan was hierdie die roete wat die koerier moes volg. Net soos wat Johannes dit daar noem. So in sy gedagtes, stop jy eers hier, dan stop jy daar, en dan gaan jy soontoe, tot jy al 7 kerke besoek het. En jy gee in hulle hande hierdie boekrol wat ek vir jou gee, gaan lewer dit af. So ek wil hê jy moet verstaan vanaand dat Johannes vanuit 'n plek skryf wat totaal en al vyandig teenoor hom was, 'n vyandige omgewing, onbekende omgewing, koud teenoor dit wat hy glo, koud teenoor sy oortuigings. Niemand wat in hom glo nie, niemand wat saam met hom glo nie. Afgesonder in 'n grot. Verskyn Jesus aan hom en praat met hom en sê vir hom, skryf jy net neer wat jy sien. En hy skryf dit, en ons weet dat hy presies gedoen het wat die Gees van die Here vir hom gesê het om te doen, en hierdie boekrol het sy pad gevind deur al 7 gemeentes, en uiteindelik tot en met die Protea kerk, en in elkeen van julle se huise. So die koerier het nie opgehou by die 7 gemeentes nie. Hy het aangehou tot hy die hele wêreld deur gekruis het. En in daardie stadium was die koerier dalk 'n ou met 'n perd of 'n donkie of dalk te voet, ek weet nie. Maar die Heilige Gees was die draer van die boodskap, en dis hoekom ons dit vandag hier het. En dit is so lekker om rond te blaai in die blaaie
en miskien dalk net 'n bietjie 'n beter idee het waar hierdie woorde vandaan kom. En wat ek vir jou gee vanaand is waar hierdie woorde vandaan kom. En dit behoort vir jou ook te laat verstaan waarmee ons hier te doen het. Hoe kosbaar is dit nie? Om hierdie woorde vanaand hier te kan lees, netjies agter mekaar in ons eie taal. Kan ons dit lees? En nou dat jy verstaan waar dit vandaan kom, raak dit net so dieper. Dit kry soveel meer betekenis. En hopelik sal dit net so ook, soos wat dit gedoen het met die 7 kerke in Klein-Asië, sal dit ons ook so beïnvloed, dat ons onsself gereed kan hou vir die koms van Jesus Christus. Want ek is redelik oortuig daarvan dat ons baie naby in daai tyd leef. Want sedert hierdie profesie en hierdie visioene aan Johannes se gees tot nou toe, het verskeie van hierdie profesieë reeds tot vervulling gekom. In die laaste 100 jaar of in die laaste paar jaar het meer van hierdie profesieë tot vervulling gekom as in die totale geskiedenis, net in die laaste paar jare. So daar's 'n eskalasie in die vervulling van hierdie goed. Dis asof Jesus sy koms nou aan. Dit raak nou vinniger en vinniger. Daar's 'n eskalasie in gebeure. En ons sien dit reg rondom ons sien dit in die wêreld. Jy hoef nie ver te gaan soek vir bewyse nie. Maar niemand is so blind soos die een wat nie wil sien nie. Maar vir die blinde ou sal teen al hierdie bewyse vaskyk en dit steeds verwerp. Ek het vir jou gesê verlede week of voorverlede week het ek vir jou gesê dat jy moet verstaan en ons gaan later baie meer daaroor praat en ek gaan hiermee afsluit vir vanaand. Jy moet verstaan dat Johannes is 'n eenvoudige mens. Hy het nie die dinge wat ons het nie. Hy het nie die middele nie eers naaste my nie. En hy ontvang dinge van die Heilige Gees wat God aan hom wys deur Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees wat nog in die toekoms gaan gebeur. En ek het vir jou gesê, veronderstel, en ek dink dis dalk hoekom die Gees vir hom gesê het, Johannes, skryf wat jy sien. Gebruik alles wat jy in jou begripsvermoë het, om te probeer beskryf wat jy sien. Veronderstel hy sien dinge wat nog gaan kom. Veronderstel Johannes sien goed soos robotte, en hy sien ingewikkelde ekonomiese stelsels, en hy sien geldstelsels, en hy sien ekonomieë wat kom en val, en hy sien wêreldorde, hy sien goed, hy sien dalk drones, en hy gebruik woorde uit sy bekende omgewing uit om te probeer beskryf wat hy sê. En ek wil net graag vir jou een bewys lees daarvan. Ek net gou my bril afval. Hierdie bril is om julle te sien. Ek wil net gou vir julle hier lees. In Openbaring 9, laat ek net hier kyk. Maar hy sê hier, ek gaan nou net so vinnig kyk, as ek dit nou nie kry nie, gaan ek sommer vir julle vertel. Sonvrou het aangesê. OK, in Openbaring 9. Sien Johannes 'n visioen, en ek gaan dit net vir jou lees vanaf vers 6 af, Openbaring 9 vers 6, net vir interessantheidsondhalwe, en ek wil hê jy moet verstaan dat ek nie goed uit my duim uit probeer suig nie. Openbaring 9 vers 6, in daardie tyd sal die mense die dood soek. Kom ons gaan so 'n bietjie terug. Kom ons begin sommer by vers 1. Ek wil net hierdie vinnig vir julle lees. Die 5de engel het toe op sy trompet geblaas. Ek het 'n ster gesien wat van die hemel af op die aarde geval het, en die sleutel van die skag na die onderaardse diepte is aan hom gegee. En hy het toe die skag na die onderaardse diepte het hy oopgemaak, en daar het rook uit die skag uit
opgestyg soos die rook van 'n groot oond. Deur die skagse rook is die son verduister en het die lug donker geword. En toe het daar uit die rook sprinkane oor die aarde uitgeswerm. Jy gaan nou hoor, hierdie is die gewone sprinkane nie. Aan hulle is dieselfde vermoë gegee as wat skorpioene op aarde het. Nou kom ons stop net daar. Verbeel jou 'n sprinkaan wat kan steek soos 'n skorpioen. Met ander woorde, hy het een of ander meganisme. Daar bestaan nie so iets nie. So hy sien iets en hy probeer vanuit sy bekende wêreld uit, probeer hy woorde gee aan 'n beeld wat hy sien. Hy vlieg goed uit 'n skag uit. Hulle kan vlieg, want sprinkane kan vlieg, en hy weet hoe lyk 'n sprinkaan swerm, want hy het sprinkane geëet op die eiland Patmos, onthou jy? Hy sê, maar hierdie goed het angels so skorpioene. Vers 4. En hulle is aangesê, met ander woorde, hierdie goed kan opdragte uitvoer. Hulle is aangesê om nie die gras van die aarde, die plante en die bome kwaad aan te doen nie, maar net die mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. Hulle vreet nie gras en plante nie. Hierdie is snaakse goed. Vers 5. Hulle is toegelaat om die mense dood te maak, maar wel, hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar wel om hulle vir 5 maande lank te pynig. Die pyn wat hulle veroorsaak het, is soos die pyn van 'n skorpioen, wanneer 'n skorpioen 'n mens steek. Hy het geweet hoe voel dit. Hy het in 'n grot gebly. Miskien het 'n paar skorpioene om dalk daar bygedam. Vers 6. In daardie tyd sal mense die dood soek en dit nie vind nie, en hulle sal verlang om te sterwe, maar die dood sal hulle ontwyk. En nou verduidelik hy vir ons hoe lyk hierdie goed. Vers 7. Die sprinkane het gelyk soos perde wat reg staan vir oorlog. Hierdie ding lyk nie soos 'n normale sprinkaan nie, hy lyk anders. Hy lyk soos 'n perd wat reg staan vir oorlog. Hoe lyk so 'n perd? Op hulle koppe was daar iets soos krone wat gelyk het asof dit van goud is, so dit blink, hulle koppe blink. Hulle gesigte was soos die gesigte van mense, so hulle het oë gehad, hulle het 'n ander tipe gesig gehad. Nou probeer hierdie beeld vorm in jou gedagte. Vers 8. En hulle het lang hare gehad soos vrouens se hare, en hulle tande was soos die van leeu's. Hulle borsharnaste was soos eysterharnaste. Hy het presies geweet hoe lyk dit. Die gedreun van hulle vlerke was soos die gedreun van die strydwaans met perde wat opruk vir oorlog. Hoor julle al die metafore wat hy gebruik uit sy bekende omgewing, uit alles wat hy ken? Vers 10. En hulle het sterte met angels soos die van skorpioene, en in hulle sterte is hulle vermoë om die mense vir 5 maande lank kwaad aan te doen. Hulle het die engel van die onderaardse dieptes as hulle koning oor hulle. Hulle kry hulle opdragte van iewers af. Daar's iemand wat hulle programmeer om te doen wat hulle doen. Sy naam is in Hebreëus Abaddon, en in Grieks het hy die naam Apollyon. Die eerste week, die eerste wee is verby. Wee is 'n ramp. Kyk, daar kom nog 2 hierna. Nou, dis vir jou baie duidelik uit hierdie gedeelte, en ek gaan ander ook met jou aan jou verduidelik, dat Johannes sien iets wat onbekend is in sy tyd. Dis 'n toekomstige ding. Maar hy gebruik alles wat hy in sy omgewing en in sy gedagtes bymekaar te maak, om te probeer skryf wat hy sien. Want dit was die opdrag wat hy van die Gees van God ontvang het, skryf wat jy sien. En ek dink, wel ek weet, God het gedink dat Johannes beskik oor genoegsame kennis en ondervinding om metafore uit sy bekende omgewing uit te haal en dit bymekaar te bring om te probeer verwoord wat hy in sy visioen sien. En my vraag wat ek vir julle gevra het so 2 weke terug, is dit moontlik of kan dit moontlik swermdrones wees? Is daar 'n moontlikheid? Is dit moontlik dat Johannes iets van tegnologie raak sien? Miskien doen hy. Ons weet nie presies nie.
maar ek dink daar is 'n vermoede, want hy sien goed wat vlieg, hulle vlerke dreun soos perde wat hardloop in die oorlog in, hulle het ysterharnasse, hulle het oë wat lyk soos mense oë, moontlik kameras wat hy sien in hulle gesigte, ek weet nie. Hulle is vermom, hulle het hare, hulle het die vermoë om mense seer te maak, hulle kan die kinders van God identifiseer en hulle pynig. Wat sien hy hier? Hy sien definitief iets wat nog kom. Miskien is dit al daar. So ek maak nie die gevolgtrekking nie, ek wil net hê jy moet verstaan dat daar's 'n rede waarom Johannes moet skryf wat hy sien en nie skryf wat hy dink nie. Want sou Johannes dink, dan sou hy gedink het. Wat se ding is 'n sprinkaan, maar hy lyk soos 'n sprinkaan wat vlieg, sy vlerke klink soos perde wat hardloop, hy het 'n borsharnas aan, hy het oë soos 'n mens, hy het 'n gesig soos 'n mens, hare soos 'n vrou, hy het 'n skorpioen se stert. In sy regmatige denke sou hy nie iets soos dit geskryf het nie. Stem jy met my saam? So hy dink dit nie uit nie, hy skryf wat hy sien. Dit maak nie sin vir hom nie. Maar die Here het nie vir hom gesê skryf wat vir jou sin maak nie. Die Here het vir hom gesê skryf wat jy sien. So hy skryf wat hy sien. En dit is 'n blote bewys, net hierdie gedeelte wat ek nou vir jou gelees het, dat dit wat hy gesien het, skryf hy onder die inspirasie van die Heilige Gees. Vir daardie Johannes in die grot maak hierdie goed glad nie sin nie. Maar die tonele wat hy sien is angswekkend. Hy beskryf dit dat mense sal soek en smag na die dood en dit nie vind nie. Hy sien afgryslike tonele in hierdie beeld wat voor hom afspeel, in hierdie fliek wat hy kyk oor die eindtyd. En hy probeer dit verwoord. Die Here het nie vir hom gevra, sit dit sinvol by mekaar nie, maar skryf net wat jy sien. So ek dink dit was 'n uitdaging. OK. So ek stop hiermee vanaand. Die Here gee vir ons die openbaring soos wat ons aanbeweeg en ek dink soos wat ons in die boek inbeweeg en ons begin verstaan hoe lyk dit, wat het gebeur, dan gaan jy sien dat wanneer ons in hierdie visioene inbeweeg, dan gaan hierdie goed net baie meer sin maak. En dan gaan dit vir jou baie makliker wees om na die verskillende teorieë te kyk en vir jouself te besluit wat een maak vir jou die meeste sin. Maar as jy nou alles verstaan aan die einde van die dag, dan sê die Bybel verstaan ons nog steeds ten dele. So ons kan nooit sê ons verstaan dit nou 100% nie, ons probeer maar. Ek leer saam met julle, maar ons verstaan dan ten dele. Die belangrikste ding is dat jou lewe met Jesus Christus reg is, net soos wat Johannes se lewe reg is, sodat die Gees kan voel, dat die Heilige Gees ook met jou kan praat. Want daar gaan 'n tyd kom wat ek en jy nodig gaan hê om ook die stem te hoor met ons praat om vir ons te sê, hier's die pad, wandel hier volgens, moenie links of regs daarvan afdwaal nie. En die wat nie die stem van die Here sal kan onderskei nie, sal verward rond skarrel en nie weet watter kant toe om te gaan nie. Hulle sal nie weet watter kant toe om te gaan nie. Daarom is dit so ongelooflik noodsaaklik dat jy 'n verhouding met Jesus sal hê en sal toelaat dat die Heilige Gees in jou werk en jou oortuig en dat jy God se stem leer ken in jou lewe. Identifiseer die stem van God in jou lewe. En ek sluit daarmee af. Is daar enigiemand wat 'n vraag het? Iets jy wil bysê? Is dit vir julle interessant? Alright, ek is bly om dit te hoor. So ons gaan volgende week bietjie verder in hierdie gedeelte in en dan kom ons by 'n eerste visioen wat hy beskryf en dis baie oulik want hy beskryf nou niemand anders as Jesus nie. So ons gaan 'n bietjie daarby stil staan. Kom ons sit net so en dan sluit ons oor. Ons sê vir U dankie Here Jesus dat U deur die Heilige Gees ook vir ons die woord oopbreek, want Here, sonder U hulp wil ek dit nie doen nie, kan ek dit nie doen nie. En daarom bid ek ook dat ons sensitief sal wees om in ons soektog na die waarheid, ook deur die Gees gelei te word, om te vat en dit 'n ernstige saak in ons harte te maak hierdie. Dat ons weet dat wanneer daardie oomblik aanbreek, dat ons nie sal rondskarrel soos die wêreld wat nie weet watter kant toe nie,
maar dat ons 'n stem agter ons sal hoor wat sê, hier's die pad, wandel hier volgens, hardloop hier langs, kom hier na toe. En ek bid dat ons ore sal oop wees vir dit en dat ons ore gespits wees. Maar ek bid ook dat U ook deur die Heilige Gees naby aan ons sal wees. Ons sal beskerm en ons sal bewaar. En Here, ek bid dat geen ander stem harder met ons sal praat as die stem van U Heilige Gees nie. In Jesus se naam. Amen.